Kom ons luister wat die Heilige Gees vanoggend vir ons instoor. En dit is so belangrik vir elke persoon daar buite. Of jy nou glo en of jy nou nie glo nie, jy moet hierdie woorde hoor vanoggend. Baie welkom en hartlik goeiemôre. Ek groet jou in Jesus naam. Wat het Jesus kom doen? En wat doen die duiwel vandag nog? Waar is die duiwel? Wat doen hy? Hoekom is hy gevaarlik? Wel, kom ons kyk wat sê die woord. 1 Petrus 5 vers 8. Julle teestander die duiwel. Hy loop rond soos 'n leeu en soek wie hy kan verslind. 2 Korintiërs 11 vers 14. Die Satan, of dan nou die duiwel, verander hom in 'n engel van lig. Johannes 8:44. Hy was en is 'n mensemoordenaar van die begin af en staan teen die waarheid. En hy is 'n leienaar. So dink bietjie gou daaroor. Hy loop rond soos 'n leeu. Hy kom om te kyk wie kan hy verslind. Hy doen homself voor as 'n engel van die lig. Hy is 'n mensemoordenaar en hy is 'n leienaar. Hoekom wil ons hom nog of doen wat hy wil hê ons moet doen? Wanneer ons met sonde besig is, 'n klein sonde, sê Jesus, is niks anders as 'n groot sonde. Sonde bly sonde. En dit is die deur wat die Satan, die duiwel in jou lewe kry. Kom ons kyk, wat het ons koning, die Seun van God, Jesus kom doen. Lukas 4, vers 18 en 19. Hy het gekom om die evangelie aan die armes te verkondig. Wie is hierdie armes? Dis die mense wat geestelik ontoereikend is, wat dalk nie voldoen aan sekere dinge nie, of die wat sekere dinge ontbreek. Jesus het gekom om vrylating aan die gevangenes te bring. En ons praat nou nie van die gevangenes wat in die tronke sit nie. Ons praat deur die wat gevange is in sonde, gevange is in Satan. Hy het gekom om die gesig van die blindes te herstel. Hy het gekom om die onderdruktes vry te laat en uit te stuur. Hy het gekom om die genadejaar van die Here aan te kondig. Jesus het gekom om in jou en my plek te sterf. Lukas 9 vers 56 sê hy het gekom om te red. Markus 10:45 sê Jesus het gekom om te dien en lewe te gee, om sy lewe te gee as losprys. Filippense 2 vers 6 en 8. Jesus het gekom in die vorm van 'n diensknegt. 1 Petrus 2 vers 21. 'n voorbeeld van lewe vir ons om na te volg en in sy voetspore te volg. My medebroer en suster in die Here, hoekom wil ons nog ophou met sonde? Want as ons sonde doen, het die Satan die reg om ons te verslind en te verskeer. Hy kom vir ons leuns vertel, net soos in die tuin van Eden met Adam en Eva. Kom ons beweeg weg van daai goed af. Kom ons beweeg weg van hom, want as jy sonde doen, het jy hom as Vader. Maar kom ons vat Jesus en ons sien duidelik wat het hy gekom. Hy het gekom om te voorsien en in oorvloed. Ek laat hierdie saak vanoggend by jou. Pastoor Gary Brood en Water, 5 minute woord. Bediening en weet net. Van die begin af was Jesus nog steeds lief vir jou. Hy het jou geken, voor enige iemand anders te jou geken het. Ek groet u in Jesus naam.